Dwelms ruk Postmasburg uitmekaar. Hierdie plaag breek families, verwoes jong lewens en laat misdaad en armoede die gemeenskap verswelg. Maar 'n groep jong manne, wat self eens vasgevang was in dwelms, het besluit om terug te veg en hulle maak nou 'n verskil. Ons het gesien hoe ons lewens voor ons oë verbyflits, sê die 3 jong manne van Postmasburg. In 2023 het hulle deelgeneem aan 'n 6 maande lange rehabilitasieprogram deur Men of War. Vandag is hulle vry van dwelms en lei nou self rehabilitasieprogramme om ander te help. Hulle het onlangs die nie winsgewende organisasie Gift of Desperation begin om jong mense weg te hou van dwelms deur werkskepping, sport, opleiding en geloofsgebaseerde aktiwiteite. Maar hulle sukkel. Sonder hulpbronne is dit moeilik om 'n volhoubare impak te maak. Een van die stigterlede van Gift of Desperation vertel. Inwoner van Sansabani, ek is van 'n organisasie wat met die naam van Gift of Desperation en ons help om drug te bekamp in ons omliggende omgewing van Sansabani, Gamagara en Gatoropili. In 2023 het ons organisasie gestig met die naam van Gift of Desperation en ons het dit nie gesien toe ek self in die rehab was, het ek nie gesien dat ons gemeenskap het 'n ernstige dwelmmishandeling probleem. So ons beveg die dwelmmishandeling en ons nooi alle omliggende myne om te invest alle companies om te invest in ons organisasie om hierdie ding te bekamp. Dit is nie vir ons maklik nie, maar ons doen dit op 'n daglikse basis. Ons gaan na hotspots toe, ons gaan gesels met recovering addicts, met dwelm, mense wat nog dwelms gebruik, en mense wat nog vasgevang is in dwelms. En ons invite, ons kan dit nie self doen nie, ons kan dit nie alleen doen nie, maar ons invite julle om in te koop in hierdie idee en hande te vat dat ons hierdie ding 'n sukses maak. Dwelmmisbruik is een van die highest rates in Postmasburg en ons kan nie sonder dit as ons nie help het. So ons invite die myne om in te koop in ons organisasie en ons kom hande te vat saam met Gift of Desperation. Baie dankie. Die jong manne sê dwelms in Postmasburg is 'n massiewe probleem en dat die groeiende mynbedryf bydra tot die sosiale ewels. Oorvol woonbuurte, ekonomiese druk en maklike toegang tot dwelms maak die probleem net groter. Tog is slegs een myngroep tans betrokke by volhoubare dwelmrehabilitasieprogramme in Sansabani. My naam is Ricardo Joseph. Ek kom omtrent, ek was voor 12 jaar in die gevangenis. Ek het kom aangesluit by die supportgroep hier in Postmasburg gemeenskap Gift of Desperation. As gevolg dat ek ook lang tydperk in die drugs gewees het en ek het gesien dat die groep transformation groep baie goed is en terwyl ek die 12 jaar in die gevangenis gewees het, het ek baie dinge geleer daar, programme geloop daar wat ook kan die youth help om hulle se gedagtes te kan verander. So in die tydperk van 12 jaar in die gevangenis, 2015 kom ek in Zwelopelle en was deel in die 26 wende, hier in die 26 wende, maar daar wat ek daar kom het ek die resources en die opportunities gewaar wat my dan my gedagtes verander het en daaraan belang gesê dat skills het gemaak daar. Ek het skool ook gegaan daar. Ek het baie transformations activities geparticipeer en so dit is een van my goals waarvoor ek hier is en met die manne kom aangesluit by Gift of Desperation om kan 'n verskil te kan maak in die gemeenskap. Ek is met Neil Mario Pienaar, ex-drug addict en wat drugs in my lewe gedoen het. Dit het niks goed gebring nie. Net hartseer, pyn, baie trane aan my oors gebring. Ek was vir 13 jaar vasgevang in drugs en die Here moes my die ander way gewys het. Hy moes iemand weggevat het van my af, sodat ek my woord kan opgemaak het. Sodat ek kan gesien het wat drugs in my lewe gedoen het en wat in my lewe gebring het. Moes die Here iemand se woord toegemaak het, voordat ek kan my woord kon opgemaak het. Dit was 3 maanden voordat hulle van die rehab afgekom, Men of War, hy geroep het saam met Men of War gewees het. Toe ek besef dat drugs eintlik niks bring nie. Ons glo elke jong mens verdien 'n tweede kans, sê die groep. Maar ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het hulp nodig van die myne van besighede van ons hele gemeenskap.
Sonder dit kan hierdie epidemie alles verwoes. Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaak deur ons adverteerders wat die rol en impak van onafhanklike gemeenskapsjournalistiek erken en verstaan. Teken in vir ons weeklikse aanlyn koerant. Horizon Media, Postmasburg, Noord-Kaap.